Watter van die volgende faktore beïnvloed die grootte van die geïndiseerde stroom? Nou kom ons kyk na 1, 2 en 3 aan die hand van Faraday se wet. Die eerste faktor, die aantal draaie of die aantal windings van die spoel. Nou dit verwys na N en jy kan sien dat die EMK is direk eweredig aan N. So, hoe meer windings, hoe meer draaie, hoe hoër is die geïndiseerde EMK en hoe hoër die geïndiseerde EMK, hoe groter gaan die geïndiseerde stroom wees. Met ander woorde, hierdie faktor gaan definitief 'n rol speel. Tweede faktor, die sterkte van die magneetveld. Die magneetveld word voorgestel deur B, dit word gemeet in Tesla. Hoe groter die magnetiese veld, hoe groter die magnetiese vloed, want hulle is direk eweredig aan mekaar. En hoe groter die magnetiese vloed, hoe groter die geïndiseerde EMK en ook die geïndiseerde stroom. Met ander woorde, die sterkte van die magneetveld is ook 'n faktor van belang. Laastens, die rotasiespoed van die spoel. Met ander woorde, die tempo van verandering van magnetiese vloed. En jy kan ook hier sien, dit is direk eweredig aan die geïndiseerde EMK. So, rotasiespoed, absoluut, dit is ook 'n faktor wat die grootte van die geïndiseerde stroom bepaal. So jy sien dus dat al drie hierdie faktore die grootte van die geïndiseerde stroom beïnvloed.